Kom ons sit net so, dan maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom. Ja, Here, U is die Almagtige. Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons weer vanmôre hier in U teenwoordigheid saam kan kom. En Here, hier waar ons uit die woord gaan lees, vra ons dan ook dat U ons ore sal oopmaak, ons gedagtes sal helder maak, dat ons sal hoor en sal verstaan, en ook sal inneem dit wat U vir ons wil sê, sodat ons dit ook in ons lewens kan gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons nou, Here, spreek tot ons, want ons U kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons gaan vandag net na die volgende hoofstuk toe. Ons het nou laas Sondag, verlede Sondag het ons gekyk na 1 Konings 18, en net om so vinnig te vertel, ek sal dit weer noem, maar in 1 Konings 18 gaan dit oor Elia. Elia verskyn op die verhaal, en hy was op die berg Karmel gewees, en dis natuurlik daai, wil ek amper sê, hierdie twee geveg, maar kom ons noem dit maar hierdie stryd. Hy het vir Agab, hierdie slegte koning, uitgedaag, en hy het gesê, Agab is nou hierdie slegte koning, wat gevolg het, is nou 'n koning van die Noordryk, nadat die ryke verdeel het, en daar word gesê, hy is nog slegter as al die ander konings wat Israel gehad het, en Isebel is natuurlik nou sy bose vrou, die koningin, en dan kom Elia tevoorskyn, en hy sê, maar kom ons daag al die Baal-profete en die Astartese profete, hulle is 850 altesaam, kom ons daag hulle uit, maak julle altaar met diere, en ek sal dieselfde doen, en die God wat die altaar aan die brand laat slaan, hy is die ware God. So dis daai hele verhaal wat daar afspeel, en dan weet ons, God het geantwoord met die vuur uit die hemel uit, en hy het homself bewys as die ware God, en daar was geen antwoord van die afgode af nie, want hulle bestaan nie. So dis die agtergrond van wat gebeur het in 1 Konings 18, en dan gaan ons vandag wegval en lees, en soos wat ek lees, sal ek vir ons verduidelik ook wat gebeur in 1 Konings 19, en ja, ek dink kom ons begin, en dan lees ons daarvan van vers 1 af, by 1 Konings 19. So ons lees hier van vers 1 af, en Agab, dis nou hierdie bose koning, het aan Isebel, dis nou sy koningin, meegedeel alles wat Elia gedoen het. Dis nou hier op die berg Karmel gewees. Onthou, na dit het hy nog toe God nou met die vuur afgekom het, het Elia nog daai klomp Baal-profete gaan doodmaak, soos wat dit vir ons beskryf word, hulle is geslag. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy, dis nou Elia, dit sien, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Beersiba in Juda aangekom het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Nou ek wil net tot daar aan die einde van vers 4 eers lees. Kom ons sê net eers vir mekaar wat hier gebeur. Eerstens sien ons nou Elia vlug, en hierdie optrede van hom is in 'n sekere sin snaaks, want wat het nou net gebeur, soos ek gesê het, eintlik kan ons dit miskien so half as 'n tweegeveg sien. So wat nou net in die vorige hoofstuk gebeur het, is dat hy was in 'n tweegeveg gewees, hy alleen teen 850 van hierdie ander profete, en hy het eintlik die tweegeveg gewen. En hierdie profete is juis Agab en Isebel se afgode profete gewees. Nou nadat hy hulle doodgemaak het,
Nou kom hierdie koningin, hierdie bose koningin, en nou sê sy vir hom, maar ek gaan jou laat doodmaak. So hier is nou eintlik in 'n sekere sin 'n volgende uitdaging. Miskien kan ons dit so sien. Hy het hulle uitgedaag en toe het hulle daar op die berg bymekaar gekom en daar het hy die toets geslaag en daar was toetse gewees en dis belangrik vir vandag. Maar nou nadat hy hulle uitgedaag het en hy gewen het, nou kan mens dit miskien so sien, want is baie vreemd hoe dit ook hier werk, dat sy nie net iemand stuur om te gaan doodmaak nie, maar sy sê môre gaan ek mense stuur om jou te kom doodmaak. So in 'n sekere sin is dit dalk weer 'n uitdaging. Nou daag sy hom uit vir 'n volgende geveg. Dis in 'n sekere sin wat hier gebeur, maar dan moet ons raak sien. Onthou wat het sopas gebeur. Hy het sopas gewen. God het hom laat wen. God het geantwoord uit die hemel uit in die vorige hoofstuk. En daarom is sy optrede hier in vers 3 en vers 4 is baie vreemd. Dis asof hy in 'n sekere sin, wil ek amper sê, vergeet het wat sopas gebeur het. Maar dan moet ons vir mekaar sê, hoe vreemd dit vir ons is dit nie ook wat presies in ons lewe baie keer gebeur nie. Baie keer dan vergeet ons ook. Ons vergeet wat God sopas vir ons gedoen het, of wat hy vir ons in ons verlede gedoen het, en dan raak ons moedeloos, en ek dink in 'n sekere sin, dis ook nie net noodwendig die vergeetstukkie nie, maar dis die gedeelte van, dinge raak vir my te veel, dis te veel, hier was nou hierdie geveg, hierdie groot goed het gebeur, en nou is dit alweer, onmiddellik, wil ek amper sê die volgende dag en die volgende dag, waar dit weer gebeur, so dit raak vir Elia te veel hier, en daarom dan vlug hy uiteindelik weg. En dan wil ek onmiddellik daar stil staan en ek wil sê, ons moet besef in die lewe waar ons onsself bevind, met die gejaag van alles elke dag, met alles wat elke dag gebeur, soos na die omstandighede rondom ons kyk. Miskien is hierdie vloed wat ons hier in Christiana nou beleef het in die afgelope tyd, dalk ook weer 'n voorbeeld daarvan, maar alles wat saam met dit gebeur, die krag wat af is, die water wat af is, die paaie en die goeders wat in chaotiese toestande, en so kan mens aangaan. Dinge raak vir ons te veel, maar onthou wat ek gesê het in die begin, dis 'n toets. So ons is bergklimmers wat op pad is op, en dis nie maklik om die berg maar net op te klim nie, dit is nie gelykpad nie, dit is nie afdraande nie, dis juis opdraande, dis deel van die toets. En die toets is om nie op te gee nie, maar ons sien, dit is in 'n sekere sin wat Elia hier doen, hy gee op, hy sê, dis my te veel, ek kan dit nie meer hanteer nie, en daarom wil hy dan uiteindelik doodgaan, hy loop dan, en hy gaan lê onder hierdie besembos, so sy optrede is vreemd, maar ons moet vir mekaar sê, ons is dikwels ook daar, wanneer dinge vir ons doodeenvoudig te veel voel, ons weet nie meer hoe om dit te hanteer nie, en dan maak ons in 'n selfde sin, of in 'n sin, dieselfde foute as wat hy maak, ons dink is ons, dit gaan oor ons, dit is een van die groot foute wat hy hier maak, hy is die een wat die uitdaging moes gee, vir hierdie klomp Baal profete, vir hierdie bose koning Agab, hy is die een wat tot God moes bid, wat die profete na die tyd moes gaan doodmaak, so hy dink, alles hang in 'n sekere sin van my af, maar kom ons lees verder, hier van vers 5 af, ons lees dan verder, daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan, en sê vir hom, staan op, eet. En toe hy opkyk, was daar aan sy kop en 'n broodkoek op warm koeke gebak, en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink, en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom, en hom aangeraak, en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En nou wil ek net eers weer daar aan die einde van vers 7 weer stop. Wat verder hier gebeur is, ons sien die natuurlike medisyne wat God gee vir wanneer dinge vir ons te veel raak, wanneer ons moedeloos is, wanneer ons depressie beleef. Gewone brood, gewone water, slaap, eet, slaap. En die engel sê nie vir hom eet en drink en dan is dit klaar nie, hy laat hom eers eet en drink en dan laat hy hom weer lê en hy laat hom weer slaap, so daai rus is belangrik. Onthou, met hierdie bergklim tema van ons, Noag se naam wat wys op rus, dis 'n deurlopende tema ook wat nog heeltyd belangrik is, maar dan ook die basiese brood en water partykeer. Nou wil ek verder ook verduidelik wat verder hier gebeur, wat verder hiervan
belang is en wat ons ook moet raak sien, is dat ons sien hier uiteindelik dat Elia vlug na Beersheba toe, en Beersheba is natuurlik hier op die grens, die heel suidelike grens, sien ons, en verder, Beersheba beteken dan ook letterlik die put van 7. So 7 is daai volmaakte getal. So Beersheba is nou maar net hierdie woestyngebied, wat beteken die put van 7, en hy vlug uiteindelik daarheen, dis op hierdie heel suidelike grens uiteindelik, en dan sien ons dat God gee vir Elia hier kos en water en rus, maar daar's baie belangrike simboliek aan hierdie kos en water en rus wat hier vir hom gegee word. En die simboliek daaraan is dat in 'n sekere sin verteenwoordig Elia hier vir Israel, die volk as 'n geheel, maar Elia sou dit ook baie goed geweet het. Dit laat hom terugdink aan hoe God vir Israel vanuit Egipte uit, onthou Elia vlug nou vir Isebel. So het Israel ook uit Egipte uit gevlug toe hulle in die woestyn was. En waarmee het God vir Israel gevoed in die woestyn? Met die manna en die kwartos, met die brood, en uiteindelik was daar ook daardie water wat uit die klip uitgekom het, toe Moses met sy staf op die klip geslaan het, en natuurlik ook die rus wat hier gegee word. So Elia word herinner, soos wat God vir Israel, toe hulle uit Egipte uitgevlug het, gesorg het, aan hulle voorsien het. So sal God ook voorsien in jou moeilike omstandighede, wanneer jy voel, dinge is vir jou te veel, wanneer jy dit nie meer kan hanteer nie. Soos wat die manna, die brood uit die hemel was, so sal ek ook aan jou voorsien. Soos wat jy uiteindelik gevlug het, tot of ons sal dit nou sien, maar soos wat hulle gevlug het tot by Sinai, so gaan God nou ook vir Elia weer lei tot by Sinai. So die belangrike ding wat ons hier moet sien is, God sê, ek los nie my kinders nie, maar ek bly vir hulle voorsien. Ek gee vir hulle wat nodig is, die brood en die water, en ook die rus. So dit is belangrik ook, en hierdie rus, soos ek reeds gesê het, laat ons natuurlik onmiddellik terugdink aan Noag. So hierdie lyne wat ons nog heeltyd getrek het, Noag is die een wat rus sal bring, maar dan het ons natuurlik gesien ook, Moses was bereid om homself te offer, en daarom het dit aan God rus verskaf. So dit is belangrik, maar wat gebeur hier? Hier is Elia nie bereid om homself te gee nie, in die sin waar Moses homself gegee het nie, maar hy is eintlik hier selfsugtig, hy dink alles gaan oor homself, en hy is nie bereid om homself op te gee, en daarom is daar nie vir hom rus nie, daarom voel hy, alles is vir hom te veel. So dis presies wat hier gebeur, hy is oorweldig, hy weet nie hoe om verder te gaan nie, en hy sê eintlik, maar Here, die wêreld draai om my, ek is die een wat die profete moes doodmaak, ek is die een wat vir u moes optree, dit gaan oor my, en nou wil ek amper sê hy ook, maar ek weet nie hoe om verder te gaan nie, en dis wat ons moet besef, dan kom God eintlik, en God sê, maar dit is nie jy nie Elia, dis ek is die groot en almagtige God, ek is die een wat die vuur is, wat uit die hemel uit neergedaal het, om te bewys dat ek die ware God is, jy is net die gesant wat opgetree het, dis nie jy wat dit gedoen het, dis ek wat dit gedoen het, ek is die een wat vir die volk Israel gesorg het, toe hulle in die woestyn was, met die manna en die kwartos en die water, ek is die een wat rus bring, ek is die een wat deur al die geslagte nog vir Israel en sy konings gesorg het, wat hulle gebring het in die beloofde land, dis nie jy nie Elia, dis nog altyd ek, maar vandag het ons dan die voorreg, om verder nog te kan kyk as dit, ons sien nie net, dat God is die een wat nog altyd sorg en wat voorsien nie, in die Ou Testament, en ons het dit ook in die Nuwe Testament gesien. In Johannes 6 lees ons natuurlik daai mooi gedeelte, en kom ek lees dit vir ons in vers 35, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie my volg, sal nooit dors kry nie. So, in die Ou Testament, die manna, die water uit die klip uit, Jesus is die rots, sê Paulus vir ons, Nuwe Testament sê Jesus ook, ek is die brood van die lewe, as jy na my toe kom, sal jy nooit dors kry nie, en in Matteus 11 vers 28, die ander bekende gedeelte, sê hy, kom na my toe, dis Jesus wat dit sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, die wat voel, die lewe is te veel, ek sal vir julle rus gee, en dis in 'n sekere sin ook,
wat hier gebeur wanneer Moses hier, nie Moses nie, wanneer Elia hier onder die besembos lê, God is die een wat hom voorsien. En God gebruik duidelike simboliek ook wat Elia sou verstaan om vir hom te sê, maar dit is nie jy nie, dis ek is die een wat voorsien, ek is die een wat sorg. Maar vers 7 is hier ook baie belangrik. In vers 7 dan sê die engel vir hom, maar eet en drink weer, anders gaan die pad vir jou te veel wees. En dis ook belangrik. Ons moet besef op ons eie, soos wat Elia dink, en dis hoekom hy so moedeloos is, gaan dinge vir ons te veel wees. So dis hoekom die engel vir Elia sê, anders is die pad vir jou te veel. Maar as God jou gevoed het, as jy gevoed is met, ek wil vandag Nuwe Testamenties met ons praat wat hier is, as jy jouself voed met die brood van die lewe, met Christus, met die water wat, die lewende fonteine van water wat hy vir ons gee, wat vergelyk word met die Heilige Gees wat in ons binneste woon, dan sal ons nie honger en dan sal ons nie dors hê nie, en dan sal ons krag hê vir die pad wat uiteindelik voor ons lê. So dit is God wat die krag gee, die krag kom nie by ons self nie, of is nie van ons self af nie, maar kom ons lees verder van vers 8 af, dan lees ons daar van vers 8 af verder. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb. Nou, ons het nou in die verlede vir mekaar gesê Horeb is ook Sinai, dis een en dieselfde plek. So nou sien ons weer die simboliek, waarheen het God vir Israel gelei toe hulle gevlug het uit Egipte uit en hy hulle gevoed het met die manna en die kwartels en die water, hy het hulle na Sinai toe gelei. Nou vlug Elia, God het hom gevoed met die water, met die brood, met die rus, waarheen lei hy nou in 'n sekere sin vir Elia, weer na Sinai toe, na Horeb toe. So, en ook die 40 dae en die 40 nagte wat hy geloop het, dit herinner ons aan Moses wat vir 40 dae en 40 nagte daar op die berg was, maar in 'n sekere sin het Elia homself al reeds bewys as 'n tipe van 'n Moses hier, want hy het al reeds die vuur van God laat neerdaal op Karmel in die vorige hoofstuk wat ons laas Sondag behandel het. Wat ons verder hier moet raak sien, soos ek sê, is dat Elia verteenwoordig al die pad Israel wat ook moedeloos was, wat die hele tyd versterk moes word, en dan lei God hulle uiteindelik na Horeb toe, net soos wat Moses op 'n stadium gedoen het in Numeri 11, en gesê het, toe die volk gekla het en gesê het, daar is nie genoeg kos vir ons, en ons is dan nie meer tevrede met wat ons hier in die woestyn kry nie, want ons was by die kospotte van Egipte, en Moses toe gesê het, Here, kyk hoe kla hierdie volk, neem my eerder my lewe weg. Is dit dieselfde wat Elia hier gedoen het? Hy sê ook, Here, neem my eerder my lewe weg, maar die ding is hier, hy kla, Elia maak, wil ek amper sê hier, spreek woordelik van 'n molsope berg, want dit is wat hier gebeur, hy is besig om hier in die grootste sin te oordryf, dit is wat ook hier gebeur, en ek wil hê ons moet raak sien, dit is so dikwels ook wat gebeur wanneer ons moedeloos is, maar kom ons lees verder in vers 9, hier in vers 9 lees ons dan verder, en hy het daar in 'n spelonk, so hy het nou tot by Horeb of tot by Sinai geloop, en hy het daar in 'n spelonk gegaan, en die nag daar oorgebly, en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? So, onthou, God het nie vir hom hier gesê in die gedeelte wat ons nou gelees het, jy moet Sinai toe loop nie. So in 'n sekere sin kom dit so half voor, asof hy uit sy eie uitbesluit het, hy wil nou soontoe gaan, dat God hom nie noodwendig daarheen gestuur het nie, dit was nie noodwendig God se plan, en ons sal dit nou ook sien. So ons doen baie keer goeders wat nie noodwendig God se plan is nie, maar God gebruik dit nog steeds om ons te vorm en met ons te werk. So wat hier gebeur is, wat belangrik is eers sien ons, hy gaan bly in die spelonk, of hy gaan slaap in die spelonk. Nou is die vraag amper, wie het nog in 'n spelonk gaan bly, of as jy die 2020 vertaling of van die Engelse vertalings, dan sê hulle, nog 'n woord vir spelonk is doodgevraag, die grot wat bo op die berg was. Wie was nog bo op die berg? Vir 40 dae en 40 nagte, dit was Moses gewees. So hierdie, ons kan nie 100% sê nie, maar ek dink die waarskynlikheid is baie groot. Dis dieselfde grot waarin Moses was toe hy op Sinai was, wat
Elia nou ook in gaan bly vir die nag. Maar nou is hier twee verskillende goed wat uiteindelik afspeel. So ek wil amper sê, hierdie spelonk of hierdie grot of die feit net dat hy bo-op Horeb, bo-op Sinai is, dis 'n belangrike berg, dis 'n ontmoetingsplek tussen God en die mens. Dis waar God en die hemel of die hemel en die aarde mekaar in 'n sekere sin ontmoet en mekaar oorvleuel. En nou wat ons hier sien is dat nou praat God van hier af dan nou verder met Elia. En kom ons lees in vers 10 en verder wat dan gebeur. Nou dat hy hier is, nou lees ons in vers 10 en hy antwoord, dis nou Elia, nou kla hy oordryf, hy maak van 'n mors op 'n berg. Hy sê ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. So dis nou hoe hy oordryf. Onthou ons weet wat die geval is. Hy sê ek is alleen en hier is nou niemand anders nie en ek is die enigste een wat nog in u glo en wat nog die verbond hou. Maar net in die vorige hoofstuk het die volk weer vir God gekies toe homself bewys het as God. So ons weet hy is nie alleen nie. Ons weet ook as ons die verhaal ken en in die vorige hoofstuk het ons dit verlede Sondag ook gelees dat die ander profeet Obadja het van die ander profete van God mos in die spelonke 100 van hulle 50 ook in die grotte gaan wegsteek sodat die Sebel hulle nie kan doodmaak nie. So Elia is nie alleen nie. Hy oordryf. Ek wil amper sê sy siening van realiteit is heeltemal verdraai en dit is skeef. En dit is wat met ons moet dit erken. Wanneer ons baie keer moedeloos is, wanneer ons nie meer weet wat om te doen nie, wanneer dinge vir ons te veel voel, wanneer ons oorweldig voel, dan moet ons vir mekaar sê en ons moet dit erken. Dis omdat ons op onsself fokus en ons dink die wêreld draai om ons. Maar dan is ons fokus en ons siening van die wêreld is ook 'n verdraaide een. Dis nie die werklikheid nie. Ons maak so dikwels van 'n molshoop 'n berg wat nie werklik so hoef te wees nie. En dis presies wat Elia dan ook hier doen. Maar dan sien ons verder, behalwe dat hy oordryf, sien ons dan verder wat hier belangrik is dat Elia doen die teenoorgestelde van wat Moses gedoen het op hierdie selfde plek bo op die berg, hier by die grot. Wat het gebeur toe Moses afgekom het en hy sien die volk met die goue kalf? Toe het Moses gesê, Here, ek besef dat ek is deel van hierdie volk. Ek besef ek is ene wat vir hulle optree en toe het Moses gesê, Here, ek is bereid om my lewe te gee vir hierdie volk. En dit is wat natuurlik, soos ons gesien het nou al in die vorige preke, dis wat bo op Horeb of bo op Sinai rus aan God verskaf het, omdat Moses bereid was om homself te gee. Maar wat maak Elia hier? Hy sê, ek is alleen, ek is nie deel van hierdie volk nie. En hy sê, Here, neem my lewe, maar nie vir die volk nie, uit sy eie selfsugtigheid uit vir myself. Want kom ons wees maar eerlik ook met mekaar, selfmoord is selfsugtig. Dis die lank en die kort daar rondom. So, hy is hier selfsugtig, hy fokus op homself, en hy sê nie, Here, neem my lewe ter wille van iets nie, dis ter wille van myself, want ek is nou moeg, ek wil nou nie meer nie, ek wil nou opgee. So hy doen hier die teenoorgestelde van wat uiteindelik wat Moses gedoen het op dieselfde plek, en dis hoekom vers 10 is ook ons teksvers hier. So hier is 'n goeie voorbeeld, weer eens soos ek sê, dat ons draai baie keer ook soos Elia die werklikheid en ons verdraai dit vir onsself en ons glo onsself. Dit is die lank en die kort en ons dink alles hang van ons af. Maar kom ons kyk dan na die volgende vers, dan antwoord God hom in vers 11 en dan lees ons hier in vers 11 verder en dit is nou God sê vir Elia, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en 'n sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie, en na die aardbewing 'n vuur, en die vuur was die Here nie, en na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê,
wat maak jy hier, Elia? So hier is God weer aan die woord, maar wat gebeur nou presies hier tussen verse 11 en 14? So eerstens is, God praat nou weer met hom, en God sê vir hom, maar gaan staan voor die aangesig van die Here, en dit is hier baie aan, en gaan staan op die berg voor die aangesig van die Here. Dis ook baie belangrik, want in 'n sekere sin, dis hoekom ons bergklimmers is, want dit is eers van bo van die berg af wat ons weer perspektief kry. So wat het hier gebeur, sy perspektief is heeltemal verdraaid en versteurd. Hy maak van 'n molsope berg. Hy sien nie dit vir wat dit werklik is, die realiteit nie. So dit is wat uiteindelik hier gebeur, en dan roep God hom, en God sê vir hom, in 'n sekere sin, skrik wakker, gaan staan op die berg, dat jy van bo af weer kan kyk, en dat jy perspektief kan kry. So dis hoekom ons moet besef, dis nie maklik om op te klim boontoe nie, maar ons moet bly klim, anders gaan ons nie perspektief kry, ons moet bly werk, en ons moet bly onsself bestuur elke dag, nê? Dis die eerste ding. Maar wat ook baie belangrik is God sê vir hom, kom uit sodat jy voor my aangesig kan staan. Nou dis hoe ons vir Elia leer ken het. As ons nou teruggaan, die eerste keer wat ons vir Elia ontmoet is in 1 Konings 17, dis nou 2 hoofstukke tevore. En in vers 1 is dit hoe ons vir Elia ontmoet. Daar lees ons, en Elia die Tisbiet uit Tisebe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan. Daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. So, dis hoe ons die eerste keer, wie is Elia? Hy is die ou wat voor God se aangesig staan. Hy is die een wat, dit laat my dink aan die seun van Numeri 6, wat sê, die Here sal jou seën en jou behoed, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, hy sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. As ons voor God leef en ons weet, God is die een wat ons sien, hy weet alles wat ons doen, hy is in beheer van alles wat ons doen, ons leef voor hom, nie hy voor ons nie. Hy is nie 'n God vir ons in die sin van, ons is daar en hy is maar net daar wanneer dit ons pas nie. Nee, ons is in sy diens, ons is sy kinders, ons leef voor sy aangesig, en dit is waar God vir Elia ook hier weer wakker roep en sê, staan op die berg dat jy perspektief kan kry, kom staan weer voor my aangesig, sodat jy kan besef, het gaan nie oor jou nie, die wêreld draai nie om jou nie, maar het gaan oor my. Ek is die een wat krag gee, ek is die groot en almagtige God. En dan sien ons dat, dis baie interessant ook hier, onthou toe Moses op die berg was, hoe het God met Moses gepreek? Het was in die wolke donder, en deur die vuur, en deur hierdie harde tekens wat God met Moses gepraat het. Maar hier wat gebeur? Hier sien ons, hy praat nie met Elia in 'n sekere sin nie, glad nie. Want, miskien kan ons dit so sien, dat omdat Elia se perspektief so verdraai is, kan hy nie vir God hoor in hierdie harde tekens nie, want die wind kom verby, die aardbewing kom verby, die vuur kom verby, maar God is nie daarin nie. Hoekom? Miskien is dit omdat Elia hom nie kan hoor nie, omdat Elia so moedeloos is en sy realiteit verdraai en versteurd is. En dan die stilte, die stilte van 'n sagte koelte, soos dit vir ons beskryf word, as mens nou in die oorspronklike Hebreëus dit gaan lees, dan is dit nie noodwendig die woord koelte nie, maar dit gaan oor absolute stilte. Dit is so stil dat jy die stilte kan hoor, wil ek amper sê. En, maar dis die punt, dit is so stil dat jy die stilte kan hoor, so God praat nie met Elia nie. En dit is baie keer die punt. Baie keer praat God met ons juis in daardie oomblikke van absolute stilte. Wanneer die geraas van die wêreld so baie is en jy kry daai oomblik van absolute stilte, dan is dit miskien wanneer God juis in daai oomblik met jou praat. En dan op watter manier dit ook al mag wees wat hy vir jou wys. Ek het dit op daai oomblik stil gemaak. Ek ruk jou weer wakker vir 'n oomblik en ek sê vir jou, kry perspektief en besef, jy staan voor my aangesig. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. En jy is besig om die toets te dop, want dit is wat Elia hier besig is om te doen. En dis wat ons baie keer ook doen. So dit gaan oor daai absolute stilte. So God praat nie, maar dit is baie keer hoe God ook praat, is deur nie te praat nie. Maar dan antwoord God hom wel in die verse wat volg, en kom ek lees vir ons die laaste klomp verse, daarvan vers 14 af en verder.
Dan lees ons verder hier van vers 14 af. En hy antwoord, dis nou weer Elia, nou kla hy weer, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. So, hy het nou nog die perspektief gekry nie, so God roep hom en nou kla hy nog steeds. Partykeer glo ons eie verdraaide realiteit so baie, dat ons dink dis die waarheid, alhoewel dit nie is nie. Maar nou sien ons weer in vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus. So, in 'n sekere sin wil ek myself net eers hier in die helfte van hierdie vers onderbreek. God wou dalk nooit gehad het dat Elia moet na Horeb of na Sinai toe vlug nie. God het dalk juist vir hom daar versterk met die brood en die water en die rus, sodat hy kan teruggaan na sy huis toe, terug na die woestyn toe. Maar nou het dit gebeur, so God gebruik alles in sy groot verlossingsplan, en alles is deel van God se toelatende wil hy werk in en deur alles, ook in ons lewens. En nou sê hy vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, daar waar jy in die uiteindelik moet vir my werk doen, en gaan heen en sal vir Hazael as koning oor Aram, en vir jou, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hazael vry raak, hom sal jou doodmaak. En wat van die swaard van jou vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het toe daarvandaan weggegaan, en Elisa die seun van Safat aangetref, terwyl hy aan ploeg was met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan, en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse, dis nou Elisa, verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? En hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee, en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. So nou sien ons, wat ook hier gebeur is dat God sê vir Elia, daar bo op die berg, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor jou krag nie, dit gaan oor my. Ek het vir jou krag gegee om hier te kom, en ek is nie klaar met jou nie, dit gaan nie, jy kan nie kies wanneer jy jou lewe wil vat of wil neem, of wanneer jy wil opgee nie. Ek is die groot en almagtige God, en ek sal jou krag gee om nog te doen wat ek wil hê jy moet doen. Hier is nog 'n klomp goed wat ek wil hê jy moet doen. Jy moet nog konings gaan salf, jy moet vir jouself 'n opvolger kry, en jy moet nog vir Elisa oplei om jou opvolger te wees, wat ons dan sien wat in die res van die verhaal gebeur, en ek sal vir jou die krag gee om dit uiteindelik te kan doen. So hier in vers 15, dan sê God vir hom, gaan nou terug na die woestyn van Damaskus, so God gee eerstens rigting, so dit is belangrik. God is die een wat rigting gee. Ons weet nie altyd waarheen om te gaan nie, maar God is die een wat vir ons rigting gee. En baie keer is deel van daardie rigting om weer eens te besef, ons moet die berg bly klim, sodat ons bo op die berg weer perspektief kan kry en weer kan besef, al staan ek bo op die berg, al dink ek is hoog, God sê nog steeds, al is jy bo op die berg, staan jy nog steeds voor my aangesig, gaan staan voor die aangesig van die Here. Ek is die een wat krag gee, ek is die een wat vir jou doel in die lewe gee, en jy moet jou doel uitleef, solank as wat ek dit beskik oor jou. So, dan sê hy ook vir hom, dis die werk wat ek wil jy moet doen, en jy gaan dit nog doen, ek sal vir jou die krag gee om dit te kan doen, en dan sien ons, God doen dit ook. Maar goed, kom ons sluit af, en ons vra vir mekaar, wat presies gebeur eintlik nog in hierdie verhaal? Wat ons hier sien, is, ons het vir mekaar nou heeltyd gesê, hier is 'n toets, en ons moet vir mekaar sê, ons word ook elke dag getoets, soos ons gesê het, hier het Elia in 'n sekere sin die toets gedop, want dit gaan vir hom oor homself, en hy het geoordryf, en hy wou sommer maar net dood gegaan het, in 'n sekere sin is dit selfmoordpleeg, hy daar in die woestyn onder die bos gaan lê, ver sonder kos en water, dat die son hom moet doodbrand, en dat hy moet doodgaan.
ons word ook elke dag getoets. Daar's baie dinge wat ons moedeloos maak. Die lewe is nie maklik nie, die lewe is moeilik. So ons word ook elke dag getoets. Hier in 'n sekere sin moet ons sien dat wat hier gebeur is dieselfde persoon, en ons is ook baie daai selfde persoon, maar dieselfde persoon wat pas in die vorige hoofstuk die vuur van God op die berg Karmel laat neerkom het, verloor hier heeltemal perspektief, en hy raak heeltemal moedeloos, en soos ek sê, dit is maar waar ons ook dikwels is, ons doen dieselfde. So ons moet besef, dis 'n toets, en hier moet ons dan nou sê, soos ek sê, Elia het nie hierdie toets geslaag nie, maar ons moet vra waarom, en baie keer is dit dieselfde met ons slaag nie hierdie toets nie, want ons dink dit hang van ons af, maar God sê nee, dit hang nie van ons af nie, dit hang van hom af, en hy gee vir ons die brood van die lewe deur Jesus Christus, hy gee vir ons die lewende water, die fontein van lewende water in ons binneste, wat ons versterk, wat ons verfris, ek wil amper sê soos in Psalm 23, hy is die goeie herder wat ons lei na die waters van rus, daar waar ons verkoop word, met ander woorde ons word verfris en ons word versterk, en in 'n sekere sin is wat ook hier gebeur, is, omdat Elia so moedeloos is, miskien kan ons dit so sien, dis nie te sê dit is so nie, dis 'n menslike kyk na dit, miskien sal party mense sê, dis juis omdat Elia so moedeloos was, dat God vir hom hier sê, alright, ek gaan nou nog met jou werk, maar ek is in 'n sekere sin klaar met jou, gaan kry opvolgers. Maar in 'n ander sin wil ek sê, dit kan in 'n sekere sin dit wees, maar ook iets anders wat ek hier wil raak sien, en dit is dat, ten spyte van ons swakheid, ten spyte van ons nietigheid, ten spyte daarvan dat ons baie keer wegvlug in die woestyn wil ek amper sê, van georganiseerdheid na heeltemal 'n chaos toe, dat ons moed opgee, is dit God wat na ons toe kom. God stuur die engel na Elia toe. Elia gaan nie na die engel toe nie. God stuur die engel. God kom na ons toe en God sê vir ons, ek is nie klaar met jou nie. Ek het nog 'n doel met jou lewe. Hou aan om die berg uit te klim, sodat jy van bo af perspektief kan kry, sodat jy voor my aangesig kan staan, sodat jy kan weet, ek is nie klaar met jou nie, maar ek het nog 'n doel met jou lewe. Dit hang nie van jou af nie. Jy is maar net 'n mens, jy is maar net 'n instrument in my hand, maar hier is die belangrike, jy is 'n mens en jy is 'n instrument in my hand. Ek het jou lief en jou seun, my seun het vir jou kom sterf. Dit is hoe belangrik jy vir my is. Dis hoe lief ek vir jou is. So moet ook nie jouself afmaak as niks nie. Ja, dit hang van my af. Ek is die een wat krag gee, maar jy's kosbaar in my oë, jy's duur gekoop, en binne my groot verlossingsplan is daar ook 'n doel met jou en met jou lewe. En moenie opgee nie, want ek wil jou nog gebruik. Dis wat hy hier vir Elia sê. En uiteindelik gaan dit daaroor, hy sê vir hom, as jy dink dit hang van jouself af en jy moet alles op jou eie doen, dan sal jy nie kan nie, dan gaan die pad vir jou te veel wees. Maar as ek jou voed, as ek die een is wat vir jou krag gee, dan sal jy kan doen wat nodig is. 40 dae en 40 nagte, dit is tipies hoe God met die mens werk. 4 is in die Bybel die getal van die mens, en baie keer wanneer dit met 10 gemaak word, dan is God aan die werk. Dan kan jy vir 40 dae en 40 nagte loop om my te ontmoet, om voor my aangesig te staan bo op die berg, dan kan jy die berg uitklim. Ek sal vir jou die krag gee, want uiteindelik gaan dit hieroor dat jy op die einde moet onthou, soos wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg. Kom ek lees dit vir ons. Daar skryf Paulus, en hy, bedoelende God of Christus het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. So wanneer ons besef, dit hang nie van ons af nie. Wanneer ons besef, dit hang af van die werk wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het, dan sal ons versterk word in ons geloof, en dan sal ons nie moedeloos raak, en dan weet ons, hy het reeds vir ons oorwin, ons is reeds oorwinnaars, en daarom sal ons die krag hê, om totdat hy weer kom om ons te kom haal, die taak wat hy vir ons hier op aarde het, voluit en tot eer van sy naam, dan ook te doen, sodat ons die eer daardeur aan hom kan gee. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ten spyte daarvan dat ons in ons swakheid, ons nietigheid en ons sondigheid so dikwels moedeloos raak, so dikwels moed opgee. Here, dat U die een is wat na ons toe kom, dat U die een is wat
vir ons kom sê dat U genade is vir ons genoeg en dat U 'n doel met ons lewens het, dat ons nie hoef op te gee nie, maar dat U ons die krag gee om ook bergklimmers vir U te wees en dat ons van die berg af weer perspektief kan kry, weer kan sien wat U roeping en U siening en die werklike realiteit van die lewe ook vir ons lewens is en kan besef hoe U ons ook wil gebruik en dat U totdat U met die wederkoms kom, totdat U ons laaste asems wegneem, nie klaar is met ons nie, maar dat U ons ook wil gebruik tot aan die einde, soos vir Elia. Here, dankie dat ons kan weet, dat as ons moeilike tye beleef, swaar tye deurgaan, ten spyte daarvan dat ons soos Elia ook maar dikwels die toets dop, Here, dat U nogtans na ons toe kom, dat ten spyte daarvan dat ons nie net soos Elia nie, maar soos al die voorbeelde voor ons, soos Salomo, soos Dawid, soos Abraham en soos Moses ook voor hulle, dat ons ook dikwels, en soos Adam en Eva daar in die tuin van Eden, dat ons almal maar so dikwels die toets dop, maar nogtans, Here, kom U na ons toe en omdat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, daarom gee U as te ware vir ons, nie uit onsself nie, maar daardie rooi pen wat die punte van die toets neerskryf, is in 'n sekere sin die bloed van ons Here Jesus Christus, en omdat hy vir ons gesterf het, omdat nie deur ons krag nie, maar deur sy krag, hy die toets vir ons weerstaan het, daarom sien ons dat daar staan op die rapporte van ons lewens, dat ons geslaag het. En Here, gee dat ons dit nie sal vergeet nie, gee dat ons sal aanhou klim, as bergklimmers van U, sodat ons perspektief sal hê, dat ons sal besef dat ons voor U aangesig staan, en dat ons sal besef dat ons nie hoef moedeloos te raak nie, dat ons nie hoef moed op te gee nie, maar dat ons juis ons swakheid en ons nietigheid moet besef, en dat ons sal weet, deur ons swakheid maak U vir ons sterk, en gee U ook vir ons die krag om te doen, dit wat U ook vir ons gemaak het om te doen op hierdie aarde. En Here, ons weet ons hoofdoel is om ook vir U te eer, en daarom vra ons, Here, gee ook vir ons, soos vir Elia van ouds, rigting, lei ons met die Heilige Gees, en gee dat ons altyd sal onthou, dat ons hoofdoel is om in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid aan U te bring, omdat dit U toekom tot in alle ewigheid. Here, wees saam met ons hierdie week wat voorlê, lei ons, rig ons, behoed en bewaar ons, wees saam met elkeen wat siek is. Here, as dit U wil is, dan vra ons, maak vir ons gesond, bring vir ons genesing, en Here, gee dat ons werklik in alles sal besef, dat U het ons nie verlaat nie, dat U na ons toe kom, en dat U genade ook deur ons Here Jesus Christus vir ons genoeg is. Here, ons dankie en ons loof en prys U daarvoor, en ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons saligmaker en ons verlosser. Amen.